So sy bes is net aan die kant welkom. So welkom 1947. Julle gebeur. Welkom is 1947. Toe is die dorp gestig. 1947. Google kindergraaf vir my. Prys die Here, halleluja. Here Vader, dankie Here vir vandag. Dankie vir die liefde, die grootheid, die wagtigheid. Here, kom staan vanoggend by ons stil. Ons het U so nodig. Here, en ons vra U, praat met ons, leer ons U weer, Here. Maak U weer ons bekend, onderrig ons. Here, laat U oë op ons wees. En Here, praat met ons in geestelike autoriteit. In Jesus naam. Dankie Here. En ons sê Amen. Amen. Wat sê die woord vir ons? As ek vir jou vra, as ek jou die vraag vra, Miguel, aangesien ek en jy nie ons eie oë kan glo nie. Wat dan in Louisa ook? Ja. Ons kan nie ons eie oë glo nie. Prys die Here. Wat sê die woord vir ons? Nou gaan jy my sê, pastoor, maar ek weet, wat bedoel jy daarmee? Kom ons kyk gou na jou maandag. Wat sê die woord vir ons? Ons ken nie woord, okay? Wat ek sê nie ons ken hom perfek nie. Ons weet van die woord, en daar's gedeeltes wat ons graag verstaan. Maar, wat nou kom is, maandag begin nou koud te raak. En dis winderig en ek het al klaar gesukkel met die kinders en die kinders het nou nie geluister nie. My dag voel so half ongekry. Ek moet meel hê en ek het nie meel gekoop nie. Nou moet ek winkels toe gaan om meel te gaan haal in hierdie koue. Ek is nie lekker nie. Die kinders is nie lekker nie. Verstaan jy hoe is jou dag? Jou dag is nou so half ongekrap. Ek gebruik nou Miguel se dag nou byvoorbeeld. En nou wat nou gebeur is, sonder dat ons besef, is ons besig om in 'n dag in te gaan wat 'n warboel is. Wat 'n warboel is. Alhoewel ons die woord van die Here ken. Alhoewel ons weet, wat gebeur in so 'n oomblik? Wat verloor jy eerste? Heel eerste, wat verloor jy? Jou vertroue. Sonder dat jy besef, is jou vertroue gone. Alhoewel jy die woord ken, alhoewel jy op die woord staan, is jou vertroue. Want net dan gaan jy sê, Here, maar ek het so 'n warbeldag, waar is U? Here, hoekom gebeur dit? Hoekom? Want jy het jou vertroue verloor. En dit is wat die woord beteken. Ons verloor ons vertroue. Ek is nie hier om jou met jou te raas nie. Ek is nie hier om punte uit te wys nie. Ek is hier om jou te help. Amen. Dit is my job. Ja. My job is om vir jou te vertel, luister, moenie jou vertroue so maklik verloor nie. Amen. Moenie dat die duiwel jou beroof nie. Okay? Wat sê die woord vir my? En ek wil hê julle moet graag hierdie woord merk in julle Bybel. Dis in Psalm 55. Trek 'n lyn. Myne is geonderstreep. As jy 'n liniaal nodig het om 'n lyn te trek, hier sal 'n liniaal. Onderstreep hom. Jy kan maar wat sê amper sê Psalm 23 vers 23 vol. Ek het julle gesê gelukkige Moedersdag, né? Women's Day was twee. Man, dit is dieselfde ding, man. Dis nie dag wat ons Maar pas twee, nie ons gesê. Ekskuus? Pas twee, dit nie gesê. Ek het nou, wat het ek nou net gesê? Wat het ek nou net gesê? Sorry, pas.
Nee, is reg toe met haar. Like, hoor is so gelukkige Vrouedag, hoor. Dankie. Mag elke vrou geseënd wees in ons land, almal wat ingeskakel is, almal wat dink hulle is vrouens. So ja. En almal wat weet hulle is vrouens, laat hulle net geseën. Hulle gaan jou cancel. Hæ? Hulle gaan jou cancel. Okay, hulle gaan my cancel, sorry. Okay, ek het dit nou nie bedoel nie, sorry. Maar alle vrouens, ek wil net vir julle sê, van my kant af 'n geseënde, mooi, wonderlike Vrouedag. Ek het dalk te vinnig gepraat. Maar kyk gou na hierdie vers. En hy is onderstreep in my Bybel. En hy sê hom so mooi. Werp jou sorg op die Here. En hy sal jou, wat staan daar? Wat staan daar? Onderhou. Is dit nie awesome? Hy sal jou onderhou. Hy gaan jou onderhou. Hy gaan nie net jou voorsien aan jou wat jy nodig het nie. Hy gaan jou onderhou. In alles. In alles. Ek is op hierdie stadium besig aan my getuienis om waar ek besig is om te getuig en selfs dinge waaraan ek nie eens gedink het nie. Die tyd toe die Here gesê het, skryf dit op 'n lys en maak die lys, het ek die lys gedoen en daar was goed gewees wat nooit op die lys was nie. Maar die Here het dit gedoen. Byvoorbeeld, hy het 'n kansel gestuur en hy het 'n kruis gestuur waar die mense op die huis kon sit het. En dit was nie op die lys nie. En dit is waar hierdie woord in vervulling gekom het. Waar hy sê hy onderhou jou. Miguel? Hy onderhou jou. So as hy sê hy onderhou jou, hoe kan ek twyfel? Hoe kan ek moedeloos raak? Hoe kan ek ongekrap raak? Daar is seker 'n amazing woord. Toe ek kom en lees vanoggend, toe sê ek, Here, wow. Daar sê hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. So hy gaan nie die kinders van hom laat val nie. So as jou dag moeilik begin het, moet jy vir jou dag sê, luister hierso, hier is 'n joyful dag. Jy's by die verkeerde adres. Jesus se adres het nooit verander nie. Miskien moet jy maar net gaan. Want, hoekom? Want die Here gaan my onderhou. Al het ek 'n warboel dag, kan ek vertrou op die Here. En dit is wat God wil hê. Hy wil hê ons moet terugkom en kom staan en sê, Here, ek staan en ek vertrou te glo. Die woorde wat ek spreek is gees en lewe. En dit kan nie leeg. En as die Here sê hy onderhou jou, Piek en Py kan op en af spring, man. Die Here gaan jou nog steeds onderhou. Amen. Hulle kan hy 'n pryse skye huise. Die Here gaan jou nog steeds onderhou. Maar hy wil hê ons moet ons vertrou in hom hê. Want hy is die bron van alles. Alles. Hy is die bron van alles. So ja, so as hy die bron is van alles, moet ek op sy woord staan, maar wie onderhou my? Halleluja, prys die Here. So jy het hom gekry. Dis 'n awesome skrifgie daai, né? Merk hom maar. Merk hom. Merk hom. Dis 'n belofte van die Here wat jy kan nie merk op jou selfoon nie, die julle wat online is. Jy sal van daai, as jy nou online op jou Bybel is, dan gaan jy nie hierdie boodskap kry nie, want jy gaan hom nou moet soek. Want jy gaan hierdie boodskap nou mis. So klim af en kry op jou ordentlike Bybel wat in 'n boekvorm is en onderstreep hom. Merk hom. Laat dit 'n belofte is vir die res van jou lewe. Leer jou kinders self. En almal, jy kan almal leer op daai vers. Kom ons kyk gou na die volgende een. Ek het gehoor hierso was mense gewees wat koning Samuel genoem het. Kom ons gaan op daai kant.
Kom ons gaan na 1 Konings. En hierdie, en ek het Dawid se naam ook vanoggend gehoor hierso. Nou, ek weet nou nie wie Dawid genoem nie, maar iemand het my preek gedoen. Maar kom ons gaan ook daarso na Dawid toe. Hoe kan ons leer by Dawid? Hoofstuk 2, kyk hier, ekskuus, ek het nooit veel gesê. 1 Konings chapter 2. Okay. Wat kan ons leer by Dawid? Dawid sê vir ons presies wat ons moet doen. Alhoewel hy dit gespreek het oor sy seun, maar ons kan leer by hom wat hy gesê het. Luister wat sê van hoofstuk 2 vers 3 en 4. Hy sê onderhou die ordinge van die Here. So hou die woord van die Here. Okay? Hou die ordinge van die Here jou God, deur te wandel in sy weë. Waar moet jy loop? In sy weë. En wie moet jy glo? In die Here, in sy weë. Jy moet vashou, waar? In sy weë. Jy kan nie op jou eie krag staat maak. Deur sy insettinge, sy gebooie, sy verordeninge en sy getuienis te onderhou. Dit is alles in die woord van God. Die getuienis, die insetting en die gebooie is in die woord van. So wat sê hy van? Onderhou wat in die woord van God is. Ek en jy, hoe moet ons staan? Ons moet op die woord staan en sê, Here, ons onderhou dit. U het gesê, u sal my onderhou. Ek kan vashou aan die woord. Want Dawid het vir sy seun gesê, doen dit en bly in die weë van die Here. Nou sê ek vir jou vanoggend, doen dit en bly in die weë van die Here. Want Dawid het 'n voorbeeld vir ons gelos. En hy het verder gegaan. Luister wat sê hy. Soos geskrywe is in die wet van Moses. Nou Moses is die eerste 5 boeke. Ja, Moses is die eerste 5 boeke. Nou, kyk nou hoekom. Wat sê hy? Kyk hy vers verder. Hy sê sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen. So, ons wil voorspoedig wees. Wie wil nie voorspoedig wees nie? Wie wil nie gelukkig wees nie? Wie wil nie happy wees nie? Hoekom is ons nie happy nie? Want ons onderhou dit nie in die weë van die Here. Daar sê Dawid, jy gaan voorspoedig wees in alles wat jy doen. As jou dag dikbek is, vertel jou dag, luister hierso, something bigger is jy. Laat jy wat nou ongelukkig is, maar gaan. Want ek is voorspoedig. En as ek voorspoedig is ek happy. En as ek happy is ek joyful. En as ek joyful is, dan is ek op my gelukkigste. Is jy nie gelukkig nie? Baie. Yes, en dit is wat die Here wil jy hê op 'n maandagooggend. Die Here wil hê, jy moet in sy weë wees. Met 'n smile met dat. Die Here wil hê jy moet opstaan met 'n smile in jou hart. Hy wil hê jy moet joyful in hom wees, want jy gaan voorspoedig wees. Kom ons sê al was dit nou donker. En jy dit was ook nie tyd gewees vir jou om op te staan nie. So what? Die dag gaan nog kom. Maar jy kan al reeds joyful wees. Hoekom? Want jy het reeds oorwinning oor die dag. Jy sit. Luister wat ek nou vir jou gaan sê. Jy sit met dit wat jou dag gaan bepaal. Wat bedoel ek daarmee? Jou dag gaan of goed wees, of hy gaan jy bepaal dit. Jy bepaal dit. As jy saam met die Here is, gaan jy voorspoedig wees. Gaan jou dag great wees, man. Hy gaan greater as great wees. Ja, amen. Nou, Dawid het dit geweet. Luister wat sê hy nog verder.
sodat die Here sy woord mag vervul. Hoekom sê hy dit is vir Salomo? Luister wel, dit is vir my en vir jou ook. Sodat die Here sy beloftes vervul. Hy sal jou onderhou. Ek sal met jou wees. Moenie links en regs kyk nie, moenie bevrees wees. Ek is die Here jou God. Al hy beloftes. Ek sien jou ondeurgrondelike ding. Ek sal die sorg dra vir jou. En kyk wat sê Dawid vir hom, sodat die Here sy woord kan vervul. Wow. Wow. Hoekom lees ons dit as 'n storieboek? Daardie is vir ons 'n riglyn om te sê, luister hierso, die Here gaan dit doen as jy in die woord staan. Jy staan vas. Dan gaan die goeie oor jou kom. Geseën sal ek wees in die huis, geseën sal ek wees in die veld, geseën sal my hande wees, geseën sal my baksel wees. Ek is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome waarvan my blare nie sal verwelk nie. So dit sal nie droog word nie. Maar ek sal my vrug dra. En op die regte tyd sal ek my vrug aan Jesus gee. En ek staan op sy woord. So ek gaan voorspoedig wees. Net goedheid en guns gaan my daar sê, al die dae van die Here op my gee. Hoekom? Want ek staan op sy woord, in sy weë, sy insette, sy beloftes. Dit maak nie saak of jy nou 'n kramp in jou klein tweentjie het nie. Daai kramp moet gaan. Ja, Want hy gaan jou net suur maak. Maar ek en jy moet terugkeer en sê, Here, ons staan vas. Hoekom? Want die Here gaan my onderhou. Ek gee nie om hoe nie. Ek sê baie keer vir die Here, maak nie aan saak op watse manier. Ek gee nie om hoe nie. U gaan my onderhou. U gaan my onderhou, want dit staan geskrywe in my woord. En u het gesê daai woord kan nie leeg trek. So en kom ons gaan nog verder met daai woord. En kyk wat die Here oor jou gespreek het. Naamlik, as jou seuns ag gee, hier sê selfs vir Salomo, as jou seuns gaan luister, nou wat moet ek en jy doen hierso? Ons kinders moet luister. Dat hulle geseën kan wees, sodat hulle weer in die Here sal wees en laat hulle voorspoedig kan wees. Dis wat hy hierso sê. En as jou seuns ag gee op hulle weg deur voor my aangesig getrou te wandel met hulle hele hart, met hulle hele siel, dan sal daar nie vir jou 'n man op die troon van Israel ontbreek. So jou kinders gaan jou opvolg. Jou kinders gaan sterk staan. Jy hoef nie bekommerd te wees die dag as jy jou kop neerlê, dat jou kinders gaan nie die Here ken. Hulle gaan nog steeds die Here ken. Want die fondasie is daar. En hulle gaan weet in die tye wat dit moeilik gaan, wie onderhou hulle. En wie, kan ek jou geheim vertel? Hulle gaan nie kom en sê, mamma leen nie. Want as jy hulle leer wie onderhou hulle, dan gaan hulle reguit na die bron. Prys die Here. Ek was ook dul. Maar baie keer moet ek sê, Here, maar ek werk vir U. En as ek vir U werk, ek het geen ander bron om jou te gaan nie. Absoluut gaan my nie help nie. En baie meer gaan my nog minder help. So ons ken absoluut, dis die rooi balk. Askies? Nee, die blauwe. Ons praat eers van die groene.
Hulle sê rypel. Hulle sê my bron. Want die woord sê die Here onderhou my. Hier sê iets moois. Kom ons gaan na die volgende vers. O Here, Jesaja. Waar strek ek in die Bybel? OK. Jesaja 46. Nou, hy sê na Genesis. Tot Janita skryf. Dankie Janita. Ek waardeer jou. Jesaja 46. Wow. Luister hierson. Baie van ons mense, en ek het al baie mense se geselskap gestaan. Dan sê hulle, as ek maar net nog 10 jaar jonger was, dan sou dit en dit gedoen. Jy gaan maar 10 jaar jonger wees, jy gaan niks change nie. Maar hoekom? As jy terugkom na vandag toe, gaan jy nog steeds dieselfde wees. Want jy kan nie jou gister verander. Ja. So jy lieg vir jouself. Want as jy 10 jaar jonger was, sou jy nog steeds die verkeerde besluit geneem en jy gaan nog steeds eindig waar jy vandag is. So prys die Here op daai. Want kyk wat sê die skrif vir ons, Jesaja 46. Dink nie aan die dinge wat tevore was. Hy sê, die woord sê uitdruklik vir jou, moenie dink aan die dinge wat voorheen was. Ja, maar dit het goed gegaan met my. So wat as dit goed gegaan het? Dit kan dan nog steeds goed gaan. Die verskil is net, die een wat jou onderhou het nou nader gekom. Absoluut het nou teruggestaan. Sodat die skepper van hemel en aarde vir jou kan voorsien. En hy verwag nie 'n terugbetaling. So moenie dink aan die dinge van gister nie. Die woord sê, moenie dink aan die dinge van tevore was, of van ouds af. Luister nou wat sê die woord vir ons, dat ek God is. Daar is geen ander nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. Amen. En as die Here sê, daar is niemand soos hy nie, en hy sê, hy sal jou onderhou. Amen. Wat gaan gebeur? Jy gaan geseënd wees. Absoluut lief net vir jou. Maar weet jy hoekom? Want hulle gaan vir jou sê, okay, ek gaan jou gee, en jy moet terugbetaal. Okay? En as jy terugbetaal, en jy gaan hulle briewe vir jou skryf, en gaan jy sleg maak, en al die dinge, en ons weet waar jy gaan. Maar by God is dit anders. Die Here sê, as ek vir jou gee, wil ek dit nie teruggee. Amen. As die Here sê, ek sit my arms om jou deur te dra. Absoluut kan dit eers doen. Hulle lieg vir jou, hulle sê hulle staan met jou dik en dun om jou geld in die hande te kry. Yes. Dis al wat hulle wil hê. Maar nie God nie. God worry nie oor jou geld. Maar as jy doodgaan, bly jou geld nog steeds. What is the price? Vir julle wat dit nie geweet het nie, as jy eendag doodgaan, jou geld bly nie. Ja. Selfs hierdie horlosie wat ek dra, kan hom nie saamvat nie. Hy bly net nie. So, my God is ryk. Halleluja. So, en as die Here sê hy gaan jou vertrou, hy gaan jou voorsien. Dis 'n uitgemaakte saak. En as jou maandag nou de mekaar is, dan sê de mekaar, so wat? Maar ek en jy moet nie toelaat dat hy ons joy steel. Yes. Ek en jy moet terugkeer en sê, luister hierso, ek vertrou die Here, jy kan maar so de mekaar wees soos wat jy wil, man. Ja. Jy kan op en af spring op vir my pa. Jy kan maar 'n tantrum gooi, jy gaan niks regkry nie. Want my vertroue is nie in jou nie, my vertroue is in God. Ek worry nie hoe my dag begin het, maar ek weet hoe gaan hy eindig.
En dis wat saak. Dan hoef jy nie 'n deur toe te gaan. Ek moes nou weer daai ding gebring het. Janetta, sorry man. Ek weet toe ek net gesê ek moet jou vang. Jy voordat ek begin preek het jy dit gesê. Woorde het krag hoor. Vers 10. Want van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af was nog nie gebeur het nie. Wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan. En al wat my behaag, luister hierdie woorde. Al wat my behaag, sal ek doen. Ja. Al wat my behaag, sal ek? Okay. Die woorde wat ek spreek is gees en? My woorde wat uit my mond uit gaan, kan nie? Maar dit sal volbring, waarna toe? En dit sal my behaag, wat sê die Here nou van behaag? Ek sal dit doen. Nou met hy selfde woord wat hy sy mond uitgaan en nou sê hy vir jou. Dit wat hom behaag, dit sal hy doen. Amen. Die woorde wat hy sy mond uitgaan kan leeg trek, maar dit sal voorspoedig wees in al sy weë. En dit wat hom behaag, daarvoor sal dit voorspoedig wees. Nou sê hy, ek sal dit. Nou sê die Here vir jou terug. Ek sal jou onderrig. As die mense net dit kan besef dat God hulle onderrig, dan kan ek minder oproepe kry. Ja. Want ek preek het nou en dan maandag tabel hulle. As hulle asseblief het pastoor hulle nog kos om my te deel. Ja. Ja, baie. Dan sê ek vir hom nee. Dan sê hy o. Sit hulle neer. Dan stuur hy by SMS. Pastoor, as jy dalk kan kry. Dink aan my. Ek nou net om gesê nee. Maar dan wys dit weer ons luister, maar ons hoor. Ons verstaan niks. En dit is wat ons doen met die woord. Ons hoor die woord, ons neem dit in. Maar as die Here gesê, hy sal dit doen. Dit wat hom behaag. Kan jy maar verseker wees, die Here gaan weer deur. Jy het geen rede dat jou maandag jy moet omkom. Jy het geen rede. As jou maandag, Mika, kom ek leer gou vir julle. As jou maandag goed gaan wees, gaan jou hele week goed wees. Okay, kom ek leer dit nog verder. As jou maandag goed gaan wees, dan gaan jou besigheid maandag, en hoe gaan jou week wees? Nee, dis ek. Maar as jy nou 'n drup gaan wees en jy gaan suur wees, jy gaan nie heel maandag so, is jou hele week opgevoeder. Hoe gaan jou besigheid wees? Kan jy nou sien? Ons moet staan op die woord van die Here, vir die Here sê, Here, Dawid het gesê, Psalme, ons moet in U wees staan, nou maak die saak, wat, ons kan U vertrou. U woord sê, dit wat U behaag, U sal dit doen. So Here, U sal vir my deurkom. Yes. Dan kan jy dit vasmaak. Hoe maak jy dit vas? In jou gebed.
Net soos wat ek nou hier gedoen het. Dan gee 1 Johannes vers 14 en 15 sê vir jou, ons het versekering dat God ons hoor wanneer ons bid. En as die Here my hoor, dan hoef ek nie R5 te gaan neem, of geld te gaan soek. Maar wat wil die Here hê? Kom, dis Vrouedag. Ons vrouens moet. Want jy kan sterk staan. Jy wat die moeder is, jy wat die vrou is, dan gaan jou kinders dit volg. Dawid het vir ons gewys en hy het vir ons selfs gesê, selfs jou kinders gaan dit sien. En hulle sal net so sterk staan. En dit is die grondslag. Kom ons gaan nog verder. Amen. Maar ek hou daarvan wat die Here sê. My raad sal bestaan. Al wat my behaag, sal ek doen. Met daai sal ek doen, sommer onderstreep. Sê, Here, hierdie is 'n belofte. Jy het gesê, en as dit uit die mond van die Here uitkom, kan dit maar vasmaak. Bly Psalm, ons is in Jesaja. Okay, dit Psalm is in voor Genesis. Ja, nee, maar ons gaan nie Psalms doen, ons bly in Jesaja. 48, is net 2 bladsye aan, of 2 hoofstukke aan. En dit is nou hierso waar ek nou vir julle gou 'n versie lees. 48:17. Luister na hierdie woord. So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here, jou God, wat jou leer wat heilsaam is. Wat jou leer wat heilsaam is. Dit beteken wat goed is. Hy is die een wat jou leer. Okay? Luister wat sê verder. Wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Daar sê hy niks van absoluut. Of baie meer. Die Here wil nie hê jy moet na hulle toe gaan nie. Hoekom? Want daai mense gaan jou klaarmaak. Hulle gaan op jou nek lê. As jy nou nie kan betaal nie, gaan hulle jou dreig en alles. Dis wat God wil hê. God wil nie met hom vertrou. God dreig niemand nie. Amen. En die Here verwag of nie dit wat hy jou mee wat hy vir jou gee, terug. So jy gaan nie 'n kol kry van hom. Amen. Jy gaan ook nie 'n reminder kry jy moet nou betaal. Maar God moet ons bron wees. Hoe? Totaal en al. Totally. En ons moet begin met ons dag. Want dis die dag wat die Here gemaak het. Ons moet die dag erken dat dit in God is. Hoekom moet ons die dag erken? Want hy is die Alfa. Wat beteken die Alfa? Begin. Hy is die begin en die einde. Okay? So hy moet die dag begin. Wow. Amen. So jou dag kan nie op 'n ander manier begin nie. Ja. Hoekom? Nou kan jy sien waar het jy jou nok gekry? Hoekom het jy? Omdat jou dag nie in God eers te begin het. Die Bybel sê nie vir ons jy moet dadelik as jy wakker word begin bid nie. Maar wat ek doen is, as ek wakker word, my gedagtes is eers by die Here. Ja. Al sê jy net môre Here, ek loof en ek prys U vir die dag. Nie 'n gebed. Die Here soek net erkenning. Yes. Want hoekom? Want hy sê hy deel sy eer met niemand. So erken hom.
aan jou dag al reeds 'n voorsprong. Baie keer staan ek op en loop ek badkamer toe. As my oë nog toe, dan loop ek hier verby. Dan voel ek, dan sê ek, ja. Ek tel die stoele tot die bo, dan sê ek, okay, nou wil ek my oë oopmaak en ek gaan die muur vasloop. Maar selfs in daai tyd wat ek badkamer toe gaan, is my gedagtes, ek sorg eers mooi wakker nie, maar dit is daai oomblik saam met die Here. Want jy moet, dit is iets wat jy jouself moet train. Ja. Net soos jy jou kinders train, moet jy jouself train. Luister, my gedagtes kan nie rondspring nie. My gedagtes kan nie met ander dinge besig wees nie. Dit moet met die dinge van die Here. Amen. Sodat die Here die dinge van my kan wees. Yes. Luister terug na die Hebreëse Bybel. En hy sê dit so mooi vir my. Ek het dit eintlik onderskreep hierso. So sê die Here jou God, jou verlosser, die afgesonderde een van Israel. Ek is die Here, jou God. Luister na wat sê hy. Wat jou leer om uit te styg. Wat jou leer om Uit te styg. so bo oor jou dag, uit jou dag uit jou mislukking uit jou mismoedigheid uit, is hy die een wat jou laat uitstyg. Hoe Amen. gaan jy uitstyg? Deur sy woord. Dawid het dan ons gesê, bly in die woord, bly in sy insitte, bly in sy gebooie, hou die beloftes vas. Die Here sê, jy gaan uitstyg. Jy kan nie wil land as jy voet opstyg nie, man. As jy 'n manier wat jy gaan val, gaan nou, Here, gaan nou tantrum gooi, dan gaan nou, daai dinge gaan nie werk nie, jy veronderstel om op te styg. Amen. Opstyg beteken om op te staan, op te gaan, boontoe. 'n Vliegtuig ry nie jou op die harde rond en goed nie, man. Hy kan nie hier vanaf Amerika toe ry padlands nie. Hy moet opstyg. So ons moet opstyg uit ons omstandighede. Ja, maar ek voel soos 'n wurmpie. Jy gaan 'n wurmpie bly. It's a prize. As jy doodgaan, gaan jy gejoin word, dat is ook waarom so pas. Maar kom ons verander gou die prentjie. Hou op om jouself jammer te kry. Amen. As jy in 'n plantasie is, die een boom kyk nie vir die ander boom om te kyk hoe hy nie. Hy kry ook wind, hy kry ook nie reën. Amen. Die son brand hom op. Hy moet op sy bek hou. Maar weet jy wat? Wat doen hulle almal? Hulle almal doen een ding saam. Dit maak nie saak of die een groter as die ander is nie. Hulle bly groei. Ja. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet bly groei. Moenie kyk na die boom langs jou, moenie kyk na daai een. En daai een. Hou jy net aan groei. Hoe gaan jy groei? Wat het Dawid jou gesê? Kom man, ek kan jou nie die hele dag leer. Dit moet nou al ingesink. Staan hou nie gehoor. Die woord wat in my mond uitgaan, sal my behaag. En as dit my behaag, sal ek dit Doen. Wie gaan jy onderhou? Die Here. Die Algemeen. Hey. Ek is lus om hierdie week in te gaan. Jy nie lus nie. Amen. Ons kan, ja mense, ons moet opstyg, ons moet opstyg. Ons moet. Die woord sê opstyg. En dit is baie so mooi hierdie Hebreëse Bybel wat sê, wat jou leer om uit te styg. Luister wat sê verder. Wat jou lei op die pad wat jy moet gaan. Wat jou lei op die pad wat jy moet gaan.
En dit is sy weerwandel. Dis wat Dawid vir ons geleer het. En hy het gesê, eintlik wat Dawid gesê het, luister, ek het uitgestyg deur my omstandighede. Wat ek vir jou nou leer is, iets kosbaar. As jy dit doen, sal jou kinders dit doen. As jou kinders dit doen, sal ek weet jou huis sal geseën wees. As jou kinders sien, jy styg uit. Jy kry nie soos 'n wurmpie hier rond nie. Wat dink jy wat gaan gebeur as jou kinders groot is en Dawid moeilik gaan? Wat dink jy wat gaan gebeur? Gaan hulle nie uitstyg nie. Want hoekom? Hulle by ma geleer. I raise hallelujah. In the presence of my enemy. In die middel van al ons omstandighede, in die middel van al ons probleme, in die middel van alles, we raise hallelujah. En as jy jou hallelujahs reis, en jou kinders kan dit sien, jou kinders kan dit sien, hoe dink jy hoe gaan hulle vorentoe gaan? Mense, ons kinders gaan so geseën wees. Hierdie wêreld het nie meer antwoorde nie, maar laat ek vir jou sê, ons kinders kan die antwoorde sien. Jy hoef nie jou bril vir hulle te leer. Want die Bybel sê, soos hy bereken in sy hart, so is. En as jy vir jou kind wys, jy sterk, jy glo in God se woord, en jy staan wat Dawid sê, staan op die woord van die Here, hou vas in sy woord, hou vas, maak nie saak wat kom, en weet die Here gaan jou onderhou. En jou kinders staan vas. Hoe kan jou kinders eendag volg? Daar's geen manier nie. SAL kan maar die tarief opsit. Jy gaan nog steeds opsit. Yes. Die petrol kan klim, jy gaan nog steeds styg. Jy het nie toestemming nodig om op te styg. Die toestemming sal klaar vir jou gee. Die dag toe Jesus aan die kruis vir jou gesterf het, en jy sy kind geword, het hy vir jou gesê, jy moet nie dieselfde wees as wat die wêreld is nie. Jy moet anders te wees. En dis wat die Here wil hê. Jy moet anders te wees. Hoe gaan jy anders te wees? Jy sal moet uitstyg. Want as jy 'n wurmpie is, gaan Pietie 'n wurmpie wees. Het jy al gehoor hulle sê, "Ag die Here, ek is maar 'n wurmpie." Die Here het wurms gemaak, ja, maar die Here het nie gesê jy's sy wurm nie. Hy het gesê jy's my kind. So ek weier om 'n wurm te wees. Ek weier om 'n wurm te wees. Ek is nie. Here, die skrif het kon dalk vir Jakob gesê, 'n wurmpie Jakob. Ek is nie Jakob. Ek is Deeltaal. Ek's 'n kind van die Allerhoogste. Ek's nie 'n wurm. So 'n wurm kruip op hierdie aarde rond. Ek kruip nie. Die woord van die Here sê ek styg. Die woord van die Here sê as ek moeg word, sal ek wees soos 'n aar. Ja, opstig. Aanspreek. Sê. Ek sien julle dat julle like om saam te preek. Ek is amper klaar. Kom ek gee vir julle nog een. Ons is in die boeke van Jesaja, né? Ja. Gaan net daar die een voor 60. 59. Dis dit dan Psalm 73. Okay, moet nou nie Psalm 73 nie skryf. Jesaja 59. Kyk wat sê jou eerste vers. Wat sê die eerste een? Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie.
En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Yes. Hoekom leer die mense vir ons? O, die Here hoor my. Want dis nie wat die woord sê. Daar's weer 'n belofte. Wie gaan jou help? Die Here gaan jou help. Want hy het gesê, hy onderhou jou. Kom aan mense, onderstreep daai vers. Noem dit vir die Here. Hy hoor jou. Hy wil jou graag hoor. Maar dan help jy sit Here, daai dinge gaan nie werk. Te gaan sit op 'n klip en te huil gaan nie werk nie. Die Here is nie vir memorering en daardie gemounery nie. Selfs ek ook nie. Ek wil weghardloop as iemand so neel. Ja, mense kan seker moan en goed, maar jy kry mense wat soos 'n dronkman is. Hy repeat homself. En hy kry nie einde. En dan wens ek net partykeer kan 'n prop in sy mond druk. Maar kan nie ongeskik wees nie, want dan moet ek kan van die Here wees. Maar dit is nie vir my lekker as iemand so, was jy al in so 'n gesprek gewees? Ja. Hoe het jy gevoel daarna? Ja. Moeg. Ja. Dis al die krag uit jou uitgedring is. Kom hoor. Ja. Maak my eintlik harts. Ja, ek wil eintlik wel sê kry grip man. Maar doen dit net vandag. Mense, nou as jy nie daarvan hou nie, God hou ook nie daarvan. Ja. Wat die Here soek, hy soek 'n opgewonde, hy soek ons sterk. Kom ons doen soos wat Dawid sê. Kom ons vertrou die Here. Maar ons het nou vanoggend versekering gekry dat die Here sê, ek sal dit doen wat my behaag. En as die Here gesê het, hy gaan jou onderhou, dan kan jy maar van armoede sê, luister en laat die pak sien. Vang sommer spoed terwyl die pak. Want die Here het gesê, gaan voorspoedig wees in al my weer. So, dit moet gaan. Kom aan, ons kan vanoggend sterker staan as wat ons laasweek gestaan het. Ja. Ons kan meer uitsien na hierdie week vir ons. Amen. Dan kyk jy moet regmaak, jy gaan nou bid. Jy moet uitstyg in jou gebed. Prys die Here. Halleluja. Ek gaan net nog een vers lees en dis in Psalm. En dan gaan kyk jy vir my afsluit. Psalm 28. Vers 6 en 8. Luister hierso. Hy sê, geloof sy die Here, want hy het die stem van my smeking So as jy die Here gaan aanbid, dan wat gebeur? Hy hoor. Die woord sê hy sien doof nie, hy hoor jou. So hou op om vir jouself te sê jy bid jy bakstene weg, vas en plafonne. God kry nie wegkruip. Ons is verkeerd geleer dan. Ons God hoor. Die woord sê hy hoor my. Okay, en vers 8. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy's 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. So hy's die antwoord vir hulle wat in hom glo. So ja, net op hierso. Prys die Here. Jy kan maar smil, die ros is verby toe. Prys die Here. Ek dink hierdie was hy kry. Ja. Amazing word. Kyk hier, is nou jou weer. Prys die Here. Loof die Here, prys die Here, want in sy liefde is daar geen einde nie. Vader, ons kom en ons sê dankie vir hierdie boodskap wat uitgegaan het. Ons sê dankie Here dat U
nie doof is nie, en dat u arm nie te kort is om te help nie. U hand is nie te kort om te help. U oor is nie te swaar om te hoor nie. U sê, roep julle my. Amen. Ek is vir julle 'n God. Ek sal julle uithelp en julle sal my eer. Dankie daarvoor vanmôre, my God. En dankie Here dat ons vanmôre weer 'n keer gehoor het dat u oor nie te swaar is nie. Ons wil op u staat maak. Ons wil u altyd deur vertrou, want aan u kom die lof, die eer en aanbidding toe. Dankie Here. Ons bid Here en ons vra dat hierdie week goed begin en goed eindig. Here, dat ons opstyg met armsvlekke, soos wat die woord dit vir ons gee, in Jesus Christus se naam. Mag daar gesondheid, genesing deur hierdie week vir ons vloei, Here, in ons gees, in ons gewone daglikse takke, in Jesus naam. Selfs Here, deur ons kinders, in ons werke, dit wat ons aanpak aan u, vir u, my God, laat u goedheid en guns ons altyd volg, tot die lengte van dae. In Jesus Christus se naam. Amen en amen. En amen. Mense, julle, die vrouens moet 'n geseënde, mooi, wonderlike Vrouedag hê. Wees geseën, wees gegroet, en dan die res van julle wees geseën en gegroet tot vanaand om 7:00, wat ons die Here geloof en prys en eer en verheerlik. Maar doen dit net vandag saam. Kom jy net saam met ons. So tot dan, wees geseën, wees gegroet. Bye bye julle. Shalom.